Ons het reeds gepraat oor die sameswering wat beplan was teen Paulus, en vandag kyk ons na die interessante manier hoe hierdie sameswering gestuit is. Iemand het daarvan gehoor en onmiddellik na 'n verantwoordelike persoon toe gegaan, na iemand wat dit kon keer. En ek lees dit in Handelinge 23 vers 22, dat hierdie man was die susterskind van Paulus. Nou, haar naam word nie genoem nie, en ook nie die kind wat die boodskap gebring het nie. Nou, asof dit nie belangrik is nie, is seker die waarheid. Maar die feit van die oordra van hierdie boodskap kan nie bevraagteken word nie. Die belangrikheid daarvan was geweldig, want dit het gekeer dat Paulus om die lewe gebring is. Ons sien dat die kommandant, die persoon, die jongman, ek weet nie hoe oud hy was nie, aangehoor het en toe vir hom gesê het, jy moet vir niemand vertel dat jy dit vir my gesê het nie, en hy het hom laat gaan. 'n Onbekende persoon bring 'n baie belangrike boodskap aan iemand wat verantwoordelikheid daarvoor moes neem. Hy kon nie self die sameswering keer nie, maar hy het dit aan iemand oorgedra om dit te doen. En so doen ek en jy soms net 'n eenvoudige ding, soos om 'n boodskap oor te dra, net om iets kleins te doen. Hierdie man moes net 'n boodskap oordra, en die res is geskiedenis. Kom ek en jy sien soms die eenvoudige dinge in hierdie lewe in die regte lig en waardeer die voorreg dat ons deel kan wees van miskien iets minderwaardig, maar tog iets geweldig belangrik. En ons doen dit met oortuiging. Ons weet nie altyd wat die gevolg daarvan gaan wees nie. Ek dink nie hierdie jongman het ooit geweet wat eintlik verder, hoe geweldig belangrik hierdie boodskap was nie. Maar dat hy dit gedoen het, daarvoor kan ons regtig vandag die Here dankie sê. Loop mooi.